Ek het vanmôre 'n woord wat ek met u gaan deel, 'n woord wat die Here my gegee het, met die tema, net nog bietjie vasbyt. Amen. Sê vir een langs jou, nog so bietjie vasbyt. Nog so bietjie vasbyt. Ja. Vasbyt soos 'n bosluis op 'n hond. Ons is daar in Palaborwa, nou hier by ons, of waar ek groot geword het, Pretoria, en die wêreld ken ek nou maar jou grys en jou rooi bosluisies. Mense, daar is ook 'n swart en geel is. Hy ding byt so vas, halfte van die lyf is binne in die hond. Ek vang by geleentheid 'n tang, ek wil die ding uittrek, want hy kan nie so die arme hond byt nie. Ek kan hom nie uitgetrek nie. Die tang breek amper my bosluis sit. Ek dog, ons moet so vas so aan die Here. Amen. Ek wil graag met u deel 'n skrifgedeelte, Galasiërs 6 vers 9, 'n welbekende gedeelte in die woord van die Here, en dan gaan ek vir jou 'n video wys. Hierdie is 'n lekker kerk, ons kyk video's, ons kyk fliek in die kerk. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Amen. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons kan opgee. Ag, wees maar 'n bietjie moeg. Ek sê mos baie van ons jonges is so, hulle is baie fliks, hulle raak net gou moeg. As ons nie moeg word nie, ons moet deurdruk, ons moet nie verslap nie. Nou, ek wil graag vanmôre met u deel, na aanleiding van 'n videoetjie wat ek gekry het by my swaartjie, en dit is nogal vir my baie snaaks. Ek het dit nogal baie geniet, maar terwyl ek dit kyk, toe begin die Here met my praat, en die Here was met my tyd en tye besig, en ek wil graag vir julle net so vinnig hierdie videoetjie wys. Gaan julle hom vir ons kan opsit, sit hom gou op, laat hulle gou kyk. 'n Boorgat. Mense, dis die voertuig wat boorgat water boor. Van julle sê dit erken op my Facebook, was hy ook, maar kyk gou daar, is net so 30 sekondes. Kyk hy veel modder water. Dit lyk al lekker baie water. Daar gaan hy. Hy dit nie verwag nie. Amen, baie dankie. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, die Here begin met my praat, terwyl ons ook in 'n tyd is dat ek sien Mossel Bay sê hulle is oor die 200, amper 250 milliliter onder ons water reënval vir die jaar wat ons reeds moes gewees het. En ek besef hoe droog dit is as jy Karoo se kant toe gaan. En ek wil vir julle sê, baie van ons beleef ook droogte in ons lewens. Baie van ons is op 'n plek vanmôre wat jy 'n droogte, of dit in jou tydelike lewe is, of dit in jou geestelike lewe is, of dit in jou huwelik is, jy's besig om 'n droogte tyd deur te gaan, en jy weet nie wat om te maak nie. En die Here sê vir my, gaan sê vir my volk, hulle moet so 'n bietjie dieper delf. As jy daar in die Karoo kyk, mense, dis droog. Dis so droog, ek sê nou vir jou, dis net stof. As jy so kyk daarso, as daai klein kalfie so aan daai bees drink, is dit poeiermelk. Dis droog. Dis droog, droog, droog. So droog soos wat jou mond is, as ek skielik vir jou sê jy moet bid. Is so droog. Maar dan moet jy net bietjie dieper delf. Want in daai droogte wat ons sien, en jy sien maar niks groei nie, daar's nie grasse nie, want dis droog. As jy begin deurboor, deur daardie kors, en jy begin deur daardie klippe gaan, en jy delf dieper en dieper, is daar 'n onmeetbare skat wat daar binne lê. En terwyl hulle boor, en baie van hierdie boorgate is juist daar in Oudtshoorn omgewing en Karoo omgewing geboor, terwyl hulle so boor, dan kom jy op 'n plek wat jy hoop het iets moet gebeur, en ek wil vir jou sê, die eienaar hoop ook maar iets gebeur, want jy betaal per meter, en jy boor, en daar kom baie keer net mooi niks behalwe stof nie. Droog grond. Maar dan kom daar 'n tyd, wat daardie droë grond verander na klammerige grond. Dan gee dit so 'n bietjie hoop, hoor. Dan begin jy sien, hey,
hier's iets besig om te gebeur, ons is besig om by watertafel uit te kom, want skielik kom die klammerige grond uit. En dan nog so bietjie aan. Dan sien jy, hoorie, maar dis nou nie net klam grond nie, dis nou modderwater. Hier kom nou modderwater uit. Dan dink jy eers, is dit nou al? Is dit nou waarvoor ons gewag het? Hierdie vuil water, hoe gaan ons dit dink? Kinders vra, hoe gaan ons hierdie goed drink? Jy het gesien hoe lyk daai man toe hy daar klaar is? Dink hoorie, maar wat? Hier kom net modderwater uit. Die modderwater kom. Lyk goed vir 'n dam en 'n rivier, maar wat van ons? Maar nie lank nie, dan tref jy daardie aar. Glory to God. And then it's a joy unspeakable and full of glory. Fonteine van lewende water, halleluja, want die Here het dit beloof vir elke een wat hom liefhet, sê amen. En ek wil vanmôre met u praat oor hierdie, wat jy bietjie dieper moet delf en moet vasbyt, sodat jy by 'n goeie tyd in jou lewe kan kom. Ons sit met hierdie probleem dat mense sien hierdie droë grond, dan sien hy, ek weet nie, want hier's geen hoop nie. Hier's niks hoop nie. Dan kry jy die klam grond. Is nog niks wat dit vir my regtig doen nie. Dit gee my dalk hoop dat ek kan begin ietsie doen. Dan kry jy die modder en dan kry jy suiwer water. God werk met ons in ons lewens soos met hierdie boorgat. Jy kom op 'n plek wat dit vir jou droog kan wees en jy sien net nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Jy sien nie, want dit voel of niks groei daar nie. Jy kan nie bokke aanhou nie, want daar's nie veiding nie. Jy kan niks doen nie. Dit voel of jou geld inkom van die einde van die maand tot die einde van die aand. Klaar, weg is dit. Voel dit so vir jy? Dis al mense wat bietjie waarheid kan sê, daar so 3 of 4. Die res jok so bietjie. Kom, voel dit so. Waar's jou offergawe sakkies, dan wys ek jou. OK, dit voel vir jou net, dit hou nie niks werkie. Hoe meer ek bid, dit voel of niks vir my wil uitwerk nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n paar fases en ek gaan hierdie 4 met u bespreek vanmôre so vinnig. Die droë grond is 'n tyd van toetsing. Die droë grond is daai oomblik wat ek voel my gebede is leeg, is hier teen die plafon vas soos ons dit altyd sê. My drome lyk leeg en ver. God se stem is heeltemal stil. Pastoor, jy moet maar vir my bid want ek hoor nou niks. As ek skrif vra, dan kom ek en hy is die seun van hom en die seun van hom en die seun van hom. En as ek dan weer skrif vra, want ek sien 'n groot toestand, dan kry ek, en hulle was 395 en sy nageslag was 222 en hy was die seun van hom en die seun van hom. En hulle het God nie behaag nie. Het jy dit al gekry? Onlangs. Dis daai droë grond wanneer God ons wortels versterk. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Amen. God toets ons nie om ons te breek nie. Hy toets ons om ons te bou. Dan kom jy by die tweede fase, daai klammigheid wat jy begin sien, ook hierdie grond lyk nou 'n bietjie beter as stof. Hier kom 'n klammigheid, dit gee my 'n bietjie hoop. Ek het nou 'n verwagting, ek sien iets gebeur, hier's 'n verandering. Hey, kyk almal, hier kom nou darm al bietjie natterige grond. Hierdie lyk goed, dit lyk of die lewe is nie net meer droog nie. Jy begin daai klein veranderinge sien. Die deur maak so halfpad oop, nog nie oop nie, net halfpad oop. Jou gebed word so gedeeltelik beantwoord, maar dis ook nou nog daar wat jy hoop, okay, gaan dit nou heeltemal gebeur. 'n Woord bring vir jou skielik nuwe hoop. 'n Woord van God. Jy voel hoe daar begin lewe kom, omdat jy 'n bietjie dieper gaan. Al voel jy daar teenstand en is moeilik, voel jy het hoop, daar's 'n teken van lewe. Jy sien dat dit lei na iets toe. Ek wil vir jou sê, wanneer jy voel, jy's dalk op baie plek, jy het nog so 'n bietjie hoop, maar dinge werk nie. Moenie stop nie, jy's naby aan jou deurbraak. Jy's baie naby.
As jy op daai derde vlak kom van die modderwater, weet jy wat is dit vir ons? Is daai verwarde tyd. Is 'n verwarringsproses, want jy het dan nou gehoop hier, alles gaan nou net mooi wees. Jy gaan ons nou daar kom, ek's nou die belofte van die Here, alles gaan nou net goed gaan, maar nou, hier kom dan nou net modderwater, kyk hier kluite, ek gaan nie hierdie goed kan drink nie, wat gaan nie aan? Is 'n baie die mekaar proses in ons lewe. Is 'n proses wat ek sê, ek weet nou nie, dinge voel nou vir my nie reg nie. Hoekom is dit vuil? Hoekom is dit nie helder nie? Hoekom is dit nie soos wat ek gedink het in my hart dit gaan wees nie? Hoeveel van ons het 'n skuif gemaak en dit werk nie dadelik vir jou uit soos wat jy hoop nie? Jy's op daai modderwater stadium. Jy sê, Here, maar nou verstaan ek nie lekker nie. Hier's lewe, maar ek weet nie, is nog nie vir my wat ek verwag nie. Die woord van die Here sê mooi. En dis die tyd wat God daai fontein van jou roeping begin roer. En hy beweeg hom. Die woord van die Here sê mooi in Job 23 vers 10. Maar hy weet die weg wat ek gaan. As hy my beproef het, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Hy weet die weg wat ek gaan. As hy my beproef het, sal ek soos goud tevoorskyn kom. En dan moet ek net deur daai verwarde stukkie gaan, net daai, ek weet nie lekker nou wat aangaan, druk net deur, dan kom jy by die gedeelte wat saak maak. Die suiwer water wat skielik uitborrel, skielik. Dan sien jy, hoorie, maar nou sit anders as wat ek gedink het. Hierdie bietjie modder is nou weg. Ek weet nie wie van julle het al gesien as hulle die waterpype skoonmaak nie, en trek op tyd keer van die grootes trek hulle 'n tyre deur, of ander trek hulle met so kabel met iets deur wat al die vuilheid deurtrek. En dan kyk jy so en volgende oomblik dan kom jy eers ook 'n klomp vuil goed deur. Maar volgende oomblik kom maar water deur. Dan raak ek sommer opgewonde. Dit is na daardie gedeelte wat die belofte van God in jou lewe tot vervulling kom. Al die harde werk was die moeite werd, want die lewende water het nou deurgebreek in jou lewe. Jou geloof word suiwer, jou getuienis stroom nou helder. Jy beleef die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dis daar wat daai suiwer water kom. Johannes 7:38 sê, wie in my glo, strome van lewende water sal uit hulle binneste uit vloei. Sê amen. Dis daar waar my geloof vasgehou het. En my geloof het ek nie verloor nie. Ek het vasgehou en dan sien ek, Here, dit is die moeite werd. Amen. Ons het hier aangekom en dit ding het swaar gegaan. Dit was droogte vir ons. Ons het letterlik ook die Karoo gekom, so dit was droog. En hier kom ons en jy hoop dinge wil vir jou werk. En nou kom ons hier by die see, is vol water, maar daai tyd was dit droogte in Mosselbaai. Dan kan jy nie dink hier's droogte, kyk hoeveel water is hier. Dit het vir my niks beteken nog nie. En so kom jy op 'n plek en volgende oomblik sien jy ook hier begin ek in die roeping van God kom. Dan kom hy modderwater en dink jy, dis wow, maar dis nie so mooi soos almal dink nie. Maar volgende oomblik toe sien jy volmaakte wil van God is in sy leiding, toe kom die strome van lewende water uit ons binneste. Toe begin die heerlikheid van die Here geopenbaar word en ek wil vanmôre vir jou sê, God wil sy heerlikheid in en deur jou openbaar. Jy het gedink jy's maar net besig en dinge gaan dalk nie nooit vir jou uitwerk nie, want jy's boor en jy soek maar niks werk nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy dalk al by klam grond uitgekom, jy dalk by modder uitgekom, maar weet verseker, die lewende water is die volgende stap. Dis die volgende stap, dis die belofte. Halleluja! It's a joy unspeakable and full of glory. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, jy gaan deur daai vlakke van jou lewe gaan. As jy nog nie daar was nie, kan jy God dank daarvoor, of jy moet mooi gaan dink. Want ek wil vir jou sê, ek dink ons almal kom op daai stadium wat jy voel, Here, ek weet nie wat nou aangaan nie. Dit voel of niks vir my werk nie. Jy voel eintlik die Here het teen jou gedraai. Het van nie so gevoel? Here, ek het sonde gedoen. U het teen my gedraai. Ek het gesondig, ek het fout gemaak, dis verby. Ek weet nou dinge gaan nie vir my werk nie. Ek het seker te groot sonde gedoen. Weet jy wat sê die woord van die Here? Kom ek leer jy mooi. Hy sê waar daar vergifnis vir sonde is,
Deur wie kom vergifnis? Jesus Christus, sê saam met my, Jesus Christus. Jy moenie wonder, jy moet weet. Waar daar vergifnis vir sonde is daar nie meer prys te betaal vir die sonde nie. Amen. Jy hoef nie meer 'n prys te betaal vir jou sonde as jy dit bely het by Jesus Christus nie. Jy hoef nie te wag vir 'n straf wat oor jou moet kom omdat jy fout gemaak het in jou verlede as jy Jesus Christus verskoning gevra het en jou hart uitbely het nie. Sê amen. Ek wil hê jy moet dit weet, daar's te veel kinders van die Here wat wag vir 'n straf wat hom moet tref want hy het 'n fout gemaak. Wie maak nie foute nie? Steek jou hand op. Ek wil sien hoe lyk 'n volmaakte mens. Ons het almal foute. Die woord van die Here sê ons het almal foute, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leienaar. Want ons het almal gesondig. Johannes 1 vers 8, 9, 10, 11. Romeine 3:23 is daai verse wat ons lees, het ons besef, ons het God nodig. Ons besef vanmôre, ons bely opnuut ons afhanklikheid teenoor die Here. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy voel of jy vir altyd net in 'n swaar tyd moet wees. Party mense sê vir my, vandat jy die dag die Here begin dien het, gaan dit net swaar met jou. Ek wil vir jou sê, as dit droogte is in jou lewe, is dit tyd om te begin dieper delf. As dit droogte is vandag in jou lewe, kan jy bo sit en pity party hou, jy kan al jou bure vertel, dit gaan jou niks help nie. Hulle kan dalk vir jou so 'n bietjie water gee, dalk 'n glas water aanbied of 'n 5 liter water gee, maar dit gaan nie jou probleem oplos nie. Hoeveel van ons het al by mense gehuil, gee hulle jou iets en voel jy ook nog stupid daaroor, want dis nou nie wat ek eintlik probeer sê het nie, maar dis nie jou antwoord nie. Amen. Praat ek met genuine mense, is dit so? OK, nou voel ek, Here, maar dinge wil nie vir my uitwerk nie. Kom ek sê nou vir jou, delf bietjie dieper. Is tyd om deur daardie grond, deur daai bossies te gaan, waar jy klip tref en deur daai klip te boor in die naam van Jesus Christus. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Hallelujah. Nou begin jy deurdruk. En dan sê Here, maar ek het nou als ingesit. Ek het hier begin dien, ek het begin bid, ek het begin Bybel lees, ek het begin selfs my bydrae lewer by die kerk of waar ook al ek is. Ek het begin om dit te doen, maar dinge niks werk vir my uit nie. Just keep on keeping on. Nog so rukkie. Dan sê hoorie maar, okay, it lyk nou of dit wil werk. Dit lyk nou hier so 'n bietjie natterigheid. Ons haal asem. Kyk, party ons huil dan eers want hulle het maar net daai gewoonte. Ons Suid-Afrikaans sprekendes dink ek is die grootste klomp moan mense wat daar is. Dat is 'n baie mooier woord. Regtig, ons huil oor alles. Ja, ek skaam my dood vir ons mense as ek by die verkeersafdeling of munisipaliteit of poskantoor in 'n ry staan en ek hoor hoe huil ons klomp ou mense. Hoe praat hulle met die mense om hulle omdat hy heeldag net wil moan en pity party hou. Sis man. Stop jou moongheid. Jy stoot almal van jou af weg. OK, kom ons gaan aan. Skus. Ek raak passievol oor die goed. Ons wil hê ons land moet verander, dan moet jy verander van binne af. As jy wil hê dinge om jou moet goed gaan, jy moet verander, want weet jy wat? Dit het lankal verander, jy het nog nie verander nie. OK, nou gaan ek en ek delf en ek sien hier's natterige grond en ek begin opgewonde raak, want nou het ek hoop. Die pastoor het gesê, as ek my 10de gee, gaan die Here my seën. Hy het gesê as ek getrou gaan wees, gaan die Here vir my voorsien. Nou sien ek, wow, dit lyk so, maar ek moet nog nie opgewonde raak nie. Ek wil nog nie vir mense sê nie, maar nou wil hulle leen. Nou dink ek, ja, maar dit gee my hoop. Here, ek gaan aan, dankie dat ek weet. U begin voorsien, die werk kom in. Dinge begin vir my in plek val. En volgende oomblik, dan sien jy hier kom 'n deur, dan kom die modderwater en hy begin so loop soos in daai videoetjie, hier loop die stroommodder. En dink jy, is dit nou al? Is dit nou al die werk wat ek moes doen vir dit? Moes ek dit alles insit vir dit? Mense maak my seer, skielik sê mense vir my goed wat my teleurstel. Skielik voel ek, hoorie, is dit die moeite werd? Weet jy wat? Delf net nog bietjie dieper. Dit beteken jy is op die punt. Jy's op die punt van 'n magtige deurbraak. Glory to God. Wanneer die aanval kom van die vyand en hulle jou met modder gooi, dis wanneer God vir jou die suiwer water gaan stuur.
En daai volgende oomblik, soos jy gesien het daar, onverwags, want anders het hy nie daar gestaan nie. So onverwags op 'n oomblik wat jy dit nie besef nie, wat jy dit nie verwag nie, wanneer jy aangaan, want daai boor het nie opgehou nie. Hy het aangehou, op 'n oomblik wat jy dit nie verwag nie. So sê die Here, sal ek vir jou uitkomste gee. Halleluja, Elia was 'n mens net soos ons en hy het gebid en die aarde het vir 3 jaar, 6 maande nie reën gegee nie en hy het weer gebid en die hemel het die waters gegee en die aarde het sy vrug opgelewe. Ek sê vandag vir die volk van die Here, begin te bid, keep on praying, God will send the water. Halleluja, soek die aangesig van die Here, moenie moeg word nie, die Here sal voorsien. Maar ek wil nou bid en nou al antwoord hê. Kom ek sê vir jou, partykeer moet jy bietjie dieper boor as dit. As party plekke wat jy moet dieper gaan as ander, want dit het te lank droog gebly. Jy weet hoe's jou lewe vandag. Vir my die ergste is mense wat vir 40 jaar, 50 jaar God nie ken nie, maar hy dink God moet in 5 minute sy lewe verander. Ek sê vandag vir jou, alles is moontlik by God. Maar ek wil hê jy moet vanmôre weet. Ek wil hê jy moet vanmôre regtig weet. As jy begin te bid en jy soek die aangesig van die Here, sal God vir jou deurkom. Maar jy moet aanhou bid. Jy moet aanhou stry. Ek sê dit baie en ek gaan dit seker nog 'n paar maal sê, want die Here bly dit op my hart lê die laaste tyd en ek praat dit baie met die kinders. Dis beter om nie te begin nie, as wat jy begin en nie volhou nie. Dis beter om iets nie te begin nie, as wat jy dit half gaan doen. Amen. As iemand vir jou by die huis kom werk, soek jy eerder 'n ou wat afskeepwerk kom doen en dan dit los, of soek jy ou wat dit eerder voor die tyd vir jou sê, hoorie, ek kan dit nie doen en kom ons los dit. Maar dan kry jy die ou wat sê, ek gaan dit doen. Christus gaan my help. Ek wil vandag vir jou sê, druk jy net deur. Soek die aangesig van die Here. Daar's 'n ou liedjie wat gesê het, bid deur, jy sal die antwoord kry. Bid maar deur, jy sal die antwoord kry. In Jesus Christus naam, kom ons gee die Here eer. Amen.